Goeiedag geliefdes. Kom ons lees Eksodus 13 vanaf vers 1 tot 16. Die Here het vir Moses gesê: "Julle moet elke eersgeborene aan my wy, elke eersteling wat in Israel gebore word, mens en dier. Dit is myne." Moses het vir die volk gesê: "Onthou die dag waarop julle uit Egipte, uit die plek van slawerny, weggetrek het, want dit is deur sy groot mag dat die Here julle daaruit bevry het. Julle mag op die dag niks met suurdeeg in eet nie. Julle vertrek vandag op hierdie besondere dag in die maand Abib. Die Here het met 'n eed aan julle voorvaders beloof om vir julle die land van die Kanaaniete, Hittiete, Amoriete, Jebiete en Jebusiete te gee. Wanneer hy julle bring in die land wat oorloop van melk en honing, moet julle die volgende verpligting in hierdie maand nakom. 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet, en die 7de dag is 'n feesdag tot eer van die Here. Dit moet beslis ongesuurde brood wees wat julle die 7 dae lank eet. Dan mag daar geen gis of enige suurdeeg by julle in julle hele gebied wees nie. Op die feesdag moet elkeen vir sy kinders vertel: dit is oor wat die Here vir my gedoen het toe ek uit Egipte getrek het. Die fees moet vir julle wees soos 'n teken op die hand of 'n merk op die voorkop, sodat julle altyd sal getuig dat die Here hom aan julle geopenbaar het. Want dit is met sy groot mag dat hy julle uit Egipte bevry het. Julle moet hierdie voorskrif van jaar tot jaar op die bepaalde tyd nakom. Wanneer die Here julle nou bring in die land van die Kanaaniete en dit aan julle gee, soos hy met 'n eed aan julle en julle voorvaders beloof het, moet julle elke manlike eersteling wat gebore word aan die Here wy, en ook elke manlike eersteling van julle vee vir die Here afstaan. Elke eerste hingsvulletjie van 'n donkie moet julle egter met 'n skaap loskoop. As julle hom nie kan loskoop nie, moet julle sy nek breek. Julle moet ook al julle eersgebore seuns loskoop. As julle kinders later sou vra, wat beteken dit? Moet julle vir hulle sê: met groot mag het die Here ons uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry. Want toe die Farao te hardkoppig was om ons te laat trek, het die Here al die eerstelinge van die Egiptenaars laat sterwe, mens en dier. Om hierdie rede offer ons die manlike eersteling van elke dier aan die Here, maar koop ons elke eersgebore seun los. Soos 'n teken op die hand en 'n merk op die voorkop, moet dit julle daaraan herinner dat die Here ons met groot mag uit Egipte bevry het. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In hierdie gedeelte lees ons oor die fees van ongesuurde brode en ons lees dat al die manlike eerstelinge aan die Here gewy moet word. Die Here het hierdie dinge ingestel om die Israeliete te herinner aan hulle redding uit Egipte. Hulle moes onthou dat die Here hulle gered het en hulle moes onthou hoe hy hulle gered het. Die fees van ongesuurde brode volg direk op die Paasfees. Hulle het tydens Paasfees begin om brood sonder suurdeeg te eet en hulle moes vir 7 dae daarmee aanhou. Dit het hulle herinner daaraan dat hulle die aand wat hulle uit Egipte getrek het, haastig was. Daar was nie tyd om die brood te laat rys nie. In die jare daarna moes die Israeliete aan die begin van die Paasfees reeds hulle huis skoonmaak van alle suurdeeg. Ons lees dit in Eksodus 12 vers 15. In hierdie geval was die suurdeeg 'n teken van sonde. Soos suurdeeg is sonde iets wat klein begin, maar vinnig groei en dan alles rondom dit beïnvloed. Die Israeliete moes dus simbolies hulle lewe skoonmaak van alle sonde en nuut begin lewe. Dit is belangrik om te sien dat Paasfees eers kom en dan volg die fees van ongesuurde brode. God red eers en dan verander die Israeliete se lewens. God het nie die Israeliete gered omdat hulle sondeloos gelewe het nie, of omdat hulle die redding verdien het nie. Ons sien duidelik in die res van Eksodus dat die Israeliete gereeld van die Here se gebooie afgedwaal het. Hulle het getwyfel aan sy beloftes en onder mekaar beklei. Maar die Here het hulle steeds gered. En dan,
nadat hy hulle gered het, verwag hy van hulle om nuut te lewe. Hy verwag van hulle om sonde uit hulle lewe te verwyder, sodat hulle ook kan lyk soos sy volk moet lyk. Die wyding van die eerstelinge herinner hulle aan hoe die Here hulle gered het. Hy het al die eersgeborenes van Egipte laat sterf, maar die wat 'n lam geslag en die bloed aan hul deurskoesyne gesmeer het, sy eersgeborenes is gered. Daarom moes hulle elke manlike eersteling van die diere aan die Here offer, en elke oudste seun moes losgekoop word deur 'n dier te offer. Wat beteken dit vir ons? Hierdie feeste herinner ons ook aan God se redding, en dit leer ons ook hoe hy red. Dit is ook baie belangrik dat ons hierdie dinge vir ons kinders vertel. Ons moet onthou en vertel dat die uittog uit Egipte 'n vooruitwysing is na Jesus wat gelowiges red van die sonde. God het sy eersgebore seun gestuur om geoffer te word vir ons sondes. In plaas daarvan dat ons sterf vir die sondes wat ons doen, word ons losgekoop deur God se seun. Die lam van God sterf in ons plek. Dit is Jesus Christus, die ware paaslam. Nou dat ons gered is, moet ons verander. Ons moet 'n nuwe lewe leef. Soos Paulus dit stel, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Hierdie verandering behels dat ons lewe moet skoonmaak van die sonde. Ons kan dit slegs doen omdat ons reeds gered is. Onder leiding van die Heilige Gees kan ons sonde in ons lewe identifiseer en daarvan wegvlug. Ons lees dat die feeste vir die Israeliete moes wees soos 'n teken op die hand en 'n merk op die voorkop. Ons redding moet vir ons wees soos iets wat jy op jou hand skryf om dit te onthou. Ons moet gedurig daaraan herinner word. Dit moet ook wees soos iets wat op ons voorkoppe geskryf staan. Ander mense moet dit ook kan raak sien. Ons moet so lewe dat mense vir ons vra oor ons geloof en ons manier van lewe. Dan moet ons ook gereed wees om hulle daarop te antwoord. Onthou dat Jesus Christus jou gered het deur sy lewe te gee, glo dit met jou hart en verstand en maak dit deel van jou alledaagse lewe. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dank U vir U genade onbeskryflik groot. Ons dank U dat U ons deur U genade verlos het en aan ons 'n nuwe lewe gegee het. 'n Nuwe lewe wat ons nou alreeds leef deur U te dien en U te gehoorsaam. Maar dan moet ons bely dat ons baie keer nog soeg voor ons sondige begeertes en dat ons sonde doen. Ons is nog baie keer liefdeloos en jaloers. Ons is hoogmoedig en selfsugtig. Ons vra dat U ons daarvoor sal vergewe. Leer ons en lei ons met die Heilige Gees om al hoe meer aan U gehoorsaam te wees. Ons sien uit na die dag wanneer U skepping heeltemal nuut gaan maak en ons heeltemal van die sonde en die gevolge van die sonde verlos gaan wees. En daarom roep ons uit, kom Here Jesus. Ons doen voorbidding vir ons vragmotorbestuurders. U gebruik hulle om in ons daaglikse brood te voorsien. U gebruik hulle om noodsaaklike middele vir ons te vervoer. Ons vra dat U hulle sal bewaar op die pad en hulle werk sal seën. Ons bid vir die werk van sendelinge. U stuur ook mense om die evangelie aan mense op afgeleë plekke te verkondig. Ons vra dat U hulle werk sal seën en dat U ook hulle sal gebruik vir die uitbreiding van U koninkryk. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.